Ek wonder baie vriende, as ons kan droom oor die toekoms, wat sal die droom wees? Waaroor sal mens droom as jy oor die toekoms droom? Ek dink almal van julle sal sê ons wil graag 'n toekoms hê vir ons kinders waar mense in vrede kan leef, waar daar geleenthede is vir ons kinders om te groei en te floreer, waar daar harmonie sal wees tussen verskillende mense en waar almal lekker saam kan leef en saam kan werk. As dit 'n toekomsvisie is, dan dink ek ons stem almal saam dat dis nogal iets wat ons baie graag sou wil hê, 'n wêreld, 'n toekomstige wêreld waarin daar vir almal 'n plekkie sal wees en vir almal hoop sal wees. Nou ja, dit is eintlik wat presies wat in ons gelykenis gebeur vanoggend, die gelykenis van die boere. Dat hulle 'n plek kry, 'n wingerd wat baie mooi vir hulle voorberei is, waar al die wingerdstokke klaar geplant is, waar daar selfs infrastruktuur is soos 'n parskyp. Hulle het eintlik 'n volledige plek waar hulle kan geld maak, waar hulle kan leef, waar hulle kan floreer, die mense van die pragtige plek wat hierdie pragtige wingerd kry. Dit laat my so dink aan die wêreld wat God vir ons gegee het en ook soos maar die paradys. Die Here, eintlik behoort alles aan hom, om eerlik te wees. Alles wat ons het behoort aan hom, die aarde behoort aan hom. En hy het vir ons die aarde gegee, en hy wil hê ons moet daarop leef en ons moet daarop floreer. En so ook maar in ons eie lewe, kan seker ook daarvan getuig dat die Here vir u 'n geleentheid gegee het in hierdie wêreld, 'n beroep en 'n besigheid miskien, waar u ook kan floreer en waar dit met u wat dit met u kan goed gaan. In ons plekkie, in ons plekkie wat ons gelees het uit die Bybel uit, ons skrifgedeelte vanoggend, is die Here Jesus besig om vir die mense gelykenis te vertel. En onthou, 'n gelykenis was maar 'n manier om mense te leer, om mense tot hulle sinne te bring, om mense te help om op die regte pad te kom. En die gelykenis wat hy vir ons vertel is oor hierdie boer, wat natuurlik God is, 'n boer wat hierdie pragtige wingerd dan beskikbaar stel vir die huurders. En die huurders is maar die hele volk Israel ingesluit, die leiers almal saam. So dit is die volk Israel wat dan die wingerd ontvang. Dis 'n goed uitgelegde plek. Alles wat jy nodig het is daar, en daar kan mense floreer. Dis soos 'n land van melk en honing. Presies wat die 'n klomp Jode gekry het, of Israeliete dan nou gekry het. En as mens nou kyk vandag, is sommer nie so interessant het, ek het 'n bietjie gaan kyk wat dit kos om 'n wingerd te vestig. Sê nou maar die wingerd was 5 hektaar of 10 hektaar groot. Mens weet nie hoeveel boere daar was nie, en hoeveel mense nou uit hierdie wingerd uit moes leef en geld moes maak uit die wingerd uit nie. Nou ja, as jy in Frankryk so 'n wingerd wil vestig, gaan dit jou 3 miljoen euro kos. Dis saam met die aankoopprys en met al die infrastruktuur en al die plante, al die wynstokke wat geplant moet word. Dis ook nie as die tydperk wat jy moet wag daarvoor nie. In Suid-Afrika weet ek nie wat dit kos nie, maar sê nou maar 60 miljoen rand om so 'n wingerd te vestig, hang af van die grootte. So dis 'n groot infrastruktuur wat daar gestel moet word vir die mense wat dan daar wil boer. En dis presies wat die Here met ons gedoen het. Hy het vir ons 'n wonderlike land, 'n wonderlike wêreld gegee, wonderlike geleenthede. Hy het vir ons vaardighede gegee waarin ons kan leef en waar ons kan werk. Maar niks in die wêreld is verniet nie, nê? Niks kry jy verniet nie. So selfs dit wat die Here vir ons gee, het 'n prys. Ons kan ook nie sê dis ons eie en ons kan maak daarmee wat ons wil nie. Ons is maar net rentmeesters van dit wat aan God behoort. So die prys wat ons dan nou moet betaal is eer aan God. Is dan sy deel is dat ons hom sal respekteer, dat ons sy reëls en regulasies sal volg, dat ons in sy voetspore sal volg, dat ons sy dienaars sal wees, sy verteenwoordigers op die aarde, en dat ons aan hom dankbaarheid bewys. En dankbaarheid bewys is
soos 'n tipe van die huur wat ons moet betaal vir al die voorregte en die wêreld waarin ons is. In ons gedeelte word daar mense gestuur in ons gelykenis wat dan die huur moet gaan insamel. So dit is die deel wat God moet kry, nê? Deel wat die eienaar moet kry uit die vrug van dit wat hy vir hulle gegee het. En so weet nie of dit in die vorm van geld was nie, of dit in die vorm van wyn was, of watter tipe vorm dit ook al ingehou het nie, maar sy mense is nou maar gestuur as verteenwoordigers om die geld in te bring, om hulle deel te kry, en elke keer word hierdie mense wat kom, die slawe, die gesante van God dan, word hulle verniel, doodgemaak, seergemaak, wat ook al weggejaag. En dit laat mense dink aan die profete wat altyd maar gekom het na die Israeliete toe om vir hulle te vertel dat hulle nodig het om God te dien, dat hulle nodig het om God se deel vir hom te gee in terme van dankbaarheid, 'n lewe van dankbaarheid, liefde teenoor die mensdom, omgee vir die mensdom. En elke keer het hulle hom verwerp en gesê daar's niks fout nie. Ons is in beheer, alles behoort aan ons hoef niks te gee vir niemand nie. Ons het geen verantwoordelikheid teenoor God nie en so het hulle dan die profete verwerp en ook doodgemaak. Nou daar kom 'n dag van oordeel, dit weet ons almal en dis ook wat die Here Jesus baie duidelik hier vir ons sê, is dat op 'n dag sal die eienaar kom en hy sal kom toeëien wat aan hom behoort. En baie duidelik dan die mense wat nie vir God wil gee wat hom toekom nie, in terme van eer en erkenning nie, en liefde vir God en liefde vir die medemens nie, en ons leefstyl, 'n leefstyl van omgee en liefde en harmonie en goedheid en vrede nie. As ons dit nie het nie, wel dan word ons veroordeel en ons verloor ons lewe. Ons gaan doodgaan. Ons gaan ook miskien in die ewige dood ingaan. Nee, so ons gaan eintlik alles dan verloor. Maar die eienaar van hierdie wingerd het nog een laaste kans om die mense tot sinne te beroep. En hy besluit, hy stuur sy seun, dat sy seun dan na hulle toe gaan. En miskien het hulle respek vir sy seun, het hy gedink, want hy kom tog met gesag. En toe sien hulle die seun, sê hulle, maar hy is die erfgenaam, ons kan alles vir onsself vat. En hulle het hom doodgemaak. En dis maar presies natuurlik wat met Jesus aan die kruis gebeur het. En dan kom die finale oordeel, die eienaar kom en baie duidelik neem hy die huidige boere, die wat nie wou betaal nie, maak hy dood, hulle verloor hulle lewe. Dis maar die simboliek daar agter. Hulle verloor alles omdat hulle nie hulle kant gebring het in die koninkryk van God nie, omdat hulle nie die kant God gegee het wat God toekom nie. En dit word dan aan ander mense gegee, nie? So dan beteken dit maar dit word van Israel weggeneem en dit word aan die wêreld gegee, die Grieke, die Romeine en natuurlik ook ons wat vandag leef. Dis die verhaal van die wingerd. So die land van melk en honing wat altyd aan die Israeliete behoort het, behoort nou aan die wêreld, aan almal wat glo, word nou ook deel van die land van melk en honing. En al wat die Here vra is dat ons hom gee wat hom toekom, en dit beteken eer en erkenning en aanbidding. So, alles wat ons nou vandag doen, vriende, is om kerk toe te gaan, om die woord van die Here te leer, om goed te wees vir mekaar, om vrede en harmonie in die wêreld te bring. Dis alles deel van die huur wat ons moet betaal vir dit wat God vir ons gegee het. En as ons dit nie doen nie, dan skep ons baie probleme in 'n geestelike sin, nee, skep ons baie probleme in ons geestelike lewe. Ons verniel ons geestelike lewe, ons verniel ons verhouding met God as ons nie kerk toe gaan en as ons nie deelneem aan kerklike aktiwiteite nie, as ons nie sorg dat ons en ons kinders opgevoed word in die woord van God nie, as ons nie 'n lewe leef wat vrug dra in hierdie wêreld nie, dan betaal ons nie hier nie en ons is in die moeilikheid.
En ons staan eintlik voor 'n groot oordeel, dat ons dalk ons lewe en alles gaan verloor, wat ons dink vir ons belangrik is. Maar dan stuur hy in ons verhaal die seun, en die seun is 'n laaste kans om reg te maak. Hulle het so veel kere verbrou, hierdie boere of huurders van die wingerd. Hulle het eintlik nie meer 'n kans, hulle het klaar eintlik verloor. Hulle is klaar in die moeilikheid. Hulle name is klaar opgeskryf dat hulle dan uiteindelik doodgemaak gaan word, maar daar's nog een kans, en dis die seun van God wat kom. En dis presies dieselfde met ons, vriende. Ons in 'n sekere sin faal maar elke dag, dat ons bring nie ons kant as kinders van die Here nie. Ons gee nie aan God wat aan God toe kom, in terme van sy eer en sy verheerliking nie. Ons neem God nie ernstig op nie. Ons sien sy gesandte, ons hoor sy gesandte, maar ons het nie ons doen niks in ons lewe nie, doen niks in ons optrede nie. Ons dink nog steeds ons is okay op ons eie, ons het niks en niemand nodig nie, en eintlik behoort alles aan ons, en dit behoort nie aan God nie, en ons het eintlik geen verantwoordelikheid teenoor God nie. Ons het daai gemaklike houding van ons gee nie om nie. En dis verskriklik gevaarlik. Ons moet baie oppas daarvoor. En as sy seun kom, dan is dit ons finale kans, want die eienaar sê, as hulle net my seun aanvaar, dan sal ek alles vergeet. Alles wat hulle teen die vorige gesandte gedoen het, alles wat hulle teen die profete gedoen het, alles wat hulle oortree het, al het hulle my nooit hier betaal nie, maak dit nie saak nie, as hulle net my seun aanvaar, dan sal ons alles uitvee en ons begin 'n nuwe lewe voor. Dis wat die Here Jesus met ons gedoen het. Ons is klaar in die moeilikheid, ons het klaar oortree. Daar's nie eens 'n kans vir ons om die Here te betaal vir wat ons moet, vir wat hy vir ons gee nie. Ons moet net sy seun aanvaar, in geloof, aanneem, en hom respekteer, en hom lief hê. En dit, vriende, is ons taak. Die Here het vir ons sy seun gestuur. Al is uitgewis, en sê ons is nou gelyk. Maar nou kom sy seun. En die Here Jesus Christus vra van ons navolging, disippelskap, toewyding, as sy slawe, as sy dienaars. En dis wat God toekom. En my vraag is net, neem u dit ernstig op? Wat doen u daaraan? Ons taak is, vriende, om dankbaar te wees vir die land van melk en honing wat God vir ons gee, dat ons nie dieselfde fout sal maak as Adam en Eva in die paradys om in opstand teen God te kom nie, dat ons nie dieselfde fout sal maak as die huurders van hierdie wingerd nie. Dis eintlik 'n waarskuwing aan ons, elkeen, dat ons het ons laaste kans eintlik gehad in Jesus Christus. Ons het lesse geleer in Jesus Christus. Ons het 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in Jesus Christus. Dit vra vir ons toewyding, 'n harde werk om God sy deel te gee wat hy moet kry. Eer, erkenning, ons moet hom bekend maak in hierdie wêreld deur ons optrede. En as ons dit nie doen nie, dan staar ons die dood in die gesig. Mag die Here vir ons help om God se deel te sorg dat hy dit kry. Amen. Kom ons sê net dankie. Here, dankie vir die woord en dankie dat ons daaruit kan leer. Dankie dat ons ook weet hoe belangrik dit is om u te dien en in volle oorgawe teenoor u te leef. Help ons, Here, om dit te doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.